Vital, now in a brand new pack. Nou, iets wat julle dalk nie geweet het oor my nie is dat ek absoluut verslaaf is aan avocados. Mense het kinders by die syne, ek eet avocados by die syne. Okay, dan is nie soveel nie, maar ek eet ten minste 2 per dag met verskillende maaltye. So julle kan dink dit was vir my nogal 'n besondere skok geweest toe ek uitvind dat avocados in die eerste plek cholesterol verhoog en dat dit ook baie vet maak. Maar is dit waar? Andrea Du Plessis van Vital is hier om daai vraag te beantwoord. So Andrea, is dit waar? Wel, kom ons praat oor cholesterol eers. Ek dink waar daai mite vandaan kom, want dit is definitief nie waar nie. Ja. Is dat in die ou dae voor ons al hierdie navorsing inligting gehad het oor die gesondheidseienskappe van verskillende dieetvette. Met ander woorde, kyk na vetterige vleis of avocados wat ook olie bevat. Het hulle gedink dat alle kosse wat vette of olies bevat, jou cholesterol sal verhoog. So dokters het in daai dae advies gegee wat gesê het, vermy vetterige vleis, volroom suiwel, avocados, neute ensovoorts. Maar nou weet ons gelukkig dat daar gesonde en ongesonde vette is en dat avocado nie net goed is vir jou nie, maar ook jou cholesterol help verlaag. Wow. So jy kan gerus elke dag 2 avocados eet. Dit is net goed vir jou. Okay, alright, want ons praat gewoonlik van omega-3 olies wat baie goed is ook vir cholesterol. So watter olies of vette is in avocado wat dit Daar's wel 'n bietjie omega-3 in, maar daar's nogal omega-9 in. Hulle praat ook van mono-onversadigde vetsure en dis baie goed vir jou bloedsirkulasie en vir jou hart. Ja. So enigiemand met hartprobleme kan net voordeel trek daaruit deur avocados te eet. Wow, okay, maar ek sien jy het ook 'n ander tipe alternatief gebring, daar's avocado-olie. Ja, weet jy, dit is so interessant, mens kry mos nou nie sonnebloemolie nie, maar ook olyfolie, druiwepitolie en avocado-olie. En avocado-olie is baie lekker om te gebruik in slaaisouse. En hoekom ek die olie hier het, is dat baie mense dink, die ander mite wat jy vroeër genoem het, is dat avocados vet maak. Ja. En ek wil eerstens sê dat dit definitief nie waar is nie. Selfs as ek vir iemand 'n baie streng verslanking-eetplan uitwerk, kan ek maklik nog 'n halwe avocado elke dag insluit, want mense het daar gesonde vette wel nodig. Ja. En om gou vir jou 'n idee te gee, die kilojoule inhoud van 'n halwe avocado is omtrent dieselfde as hierdie klein bietjie olie, dus minder as 10 ml olie in hierdie houer. Dit is mos maklik op jou slaai in elk geval sit. Ja. So ek wil nou sê as jy 'n dosyn avocados elke dag gaan eet, dis miskien 'n wenresep om 'n paar kilogram aan te sit, maar nie as jy dit in matigheid eet nie. Want ek wou sê want oor die algemeen as mense hoor dat iets goed is vir jou, dan is dit die geval dat mense dit oordoen. Ja. So mense kan te veel daarvan eet. Ja, soos enige iets in matigheid is dit baie goed. Ja. Maar kom ons praat gou oor ander alternatiewelike maniere wat mens avocados kan gebruik. Mens kan dit op jou slaai gooi. Hoe kan mense anders gebruik? Kyk, avocado is fantasties in toebroodjies en wraps met slaai en in 'n slaai. Mens kan selfs 'n slaai sous maak deur avocado ook fyn te maak daarin. Ja. En hulle is nou in seisoen, so mense wil dit gaan koop en gebruik. Absoluut. Wat van eten gesê van 'n botter manier in plaas van om botter te gebruik? Dis reg, baie mense wil weet wat om te gebruik, botter of margarien. Dan vra ek altyd vir hulle, maar hoekom wil jy enige van dit gebruik as jy avocado kan gebruik? Wat ek dink 'n baie gesonder opsie is. So mense het mos botter of margarien op jou brood om dit bietjie meer smeerbaar te maak. Ja. So dit is waar die avocado definitief inkom. Ek gebruik dit in plaas van mayonnaise as ek my tuna meng om op die Vital ryskoekie te sit. Dan sit tuna en avo ryskoekie klaar. Hey, Katlego, dit is fantasties. Daar leer ek ook 'n ding. Ek wil dit probeer. Dit klink baie goed, ja. Nou sê my een ding waar ek altyd wonder, mense sien dit baie op die TV en in flieks waar die karakters so sit met 'n avocado masker op hulle gesig vir soos 3 ure en na die tyd was hulle dit af en dan het hulle perfekte vel. Werk dit so? Ek dink nie van voor tot na jy 'n masker opsit gaan jy 'n perfekte vel hê nie. Maar avocado is baie ryk in Vitamiin E en mens sal sien daar's baie Vitamiin E in velroomprodukte. Of velrome en so aan. En in velmaskers ook. En avocado as 'n natuurlike masker is definitief goed. Jy moet dit nie 'n chippy vat en die avocado afeet van jou gesig nie. Man, alright. Maar Andrea, baie dankie, waardeer dit so baie. En as jy natuurlik enige vrae het, vra dit op Andrea se Facebook bladsy, Andrea Du Plessis, Vital Expert. Maar nou dat ons weet dat avos baie goed is vir jou, kom ons gaan oor na Michael in ons kombuis waar hy vir ons 'n paar wenke gaan gee oor hoe om die perfekte avocado te kies en later ook net na 8uur gaan ons vir jou 'n lekker avocado resep wys in die kombuis. Vital, now in a brand new pack. Stay with Espresso and SABC3.